Wat is dit hier? Ek kan nie môre saam op die bus gaan nie en ek sal ook nie kan skool toe gaan nie. Hoekom nie? Ek het een op my neus en een op my ken. Wat? 'n puisie. Presies, oupa. En dis nou hoekom jy nie op die bus wil klim. Nadat jy nou gesoebat en gesmeek het om te gaan. En ek al betaal het vir jou en vir Wimpie. Die planetarium wat nou so opvoedkundig sal wees. En die balletuitvoering wat jy nou nie kan mis nie. En dis nou alles by die venster uit. Waarom? Oor 'n puisie. 2. Maar pa verstaan nie. Baie van die matrieks gaan ook saam. Kom hier eens, laat ek kyk. Jou pa is so sensitief soos 'n rofstoeier. Ag, dis nie so erg nie. Vrees. Chocolates en chips. Op jou ouderdom behoort jy nie eers daarna te kyk. Ons smeer net 'n bietjie coverstick daaroor as dan niemand dit sien nie. Nou, dit sal nie help nie. Hoekom nie? Ek weet mos wat in 'n skoolbus aangaan. Hulle sal nog nie eers 'n myl uit ook nie wees nie en as dit afgevry. Oupa, ek vry nie en nog minder in die bus. En buitendien, daar gaan 4 onderwysers saam. Ja, seker 2 juffrouens en 2 menere. Laat mens dink, hè. Ek gaan nou slaap. Plak 'n pleister op elkeen man en dan sê jy vir die mense jy het teen iets gestamp. Good night. En jy weet dit sal dan vreeslik wees om 'n pleister af te vry. Hendrik. Jou pa is vol idees. Die beste idee wat pa na lang tyd gehad het. Ek sal verklaar die badkamer. Ja, Hendrik is ook nie so stupid as wat hy lyk nie. Ek gaan ook maar inkruip, Maggie. Moet ek toesluit en die ligte afsit of wat? Ag nee, wat pa, ek sal dit doen. Ek voel so opgewonde oor Benny wat môre huis toe kom. En daar's nog 'n paar dingetjies wat ek in die kombuis moet doen. Ja, die Ami sal seker ook nie dieselfde wees sonder Benny nie. Nou het hulle net die vyand om oor te worry. Nag. Nag, pa. En wat maak jy? Moenie met jou mond vol kos met my praat nie. En drink jy alweer melk uit die bottel? Hoeveel keer moet ek vir jou sê om hierdie yskas se deur toe te maak? Kinders sal jou mal maak. Daardie koek is vir Benny môre. Ek weet maar môre is ek op die bus as Benny hier aankom. Ek dog jy slaap al. Ek wou, maar die koek het my wakker gehou. Wat? Is maar, ek was bekommer die mure kom dit by. En toe kom kyk ek net en toe proe ek net om te sien of dit nog nie intussen sleg geword het nie. Dis 'n wonder jou naam staan nog nie in die Guinness Book of Records vir twak praat nie. Dit laat mens dink, né? Jy moet gaan slaap anders kom jy nie môreoggend op nie. Okay. Nag. Bietjie raak geskeer. Maar moenie jou simpel hou. Waar draai oupa ons gaan laat wees? Pa, Tada. tada. Mens sien omtrent nie as die pleister. Ag, nou het ek my waterbottel in die yskas vergeet. Ek sal dit vir jou kry, Hendrik. Hierso, Thanks, pa. net vir Ingrid. Dankie, pa. 'n Pa verstaan 'n man se kontantvloeiprobleme. Nee, ek was mos ook 'n luit. En jy gedra vir jou. Jy en Koert gaan nou nie weer afdwaal van die groep nie soos met die interhoor nie. Johannesburg is 'n groot plek, is nie Stilfontein. Ek sal nie, pa. Hendrik, hier is jou waterbottel. Dankie. Ek moet tog nou nie vergeet om vanaand vroeg te kom nie. Benny kom huis toe. Ek weet. Tata. Geniet dit. Oupa, ons gaan laat wees. Maggie? Hallo. Hallo, Betty. Ek het so ietsie gebring vir Benny. Ag, dankie Betty, hy sal dit vreeslik waardeer. Op die grens het hulle beslis nie koeksusters gekry nie. Hoe laat kom hy? So teen 6 uur. Betty, ek is die enigste senuwees van bekommernis. Maar hoekom hy kom aan huis toe? Ja, maar hulle jag mos soos of die weer mag hulle gaan terugvat as hulle nie gou genoeg by die huis kom nie. Ja, en jy weet Vrydag is so baie mense gedrink. As dit veiliger op die grens is op die paaie. Seker. Ag, shame. Hesse Wimpie sal nie hier wees as Benny hier aankom nie.
Hulle is in Johannesburg toe saam met die skool. Ja, ek weet. Die planetarium vanmiddag en die ballet en die civic vanaand. Regte jetsetters. Ag, dis goed dat die skool so iets reël. So 'n bietjie kultuur. Ja, my dae was die enigste kultuur wat ons gesien het, 'n tovenaar in die skoolsaal. En daar was sy triks, kinderspeletjies, teen die wat jou date uitgehaal het. Ai, Betty. Sê my, kom hulle terug na die show? Nee, hulle slaap vanaand in 'n koshuis by een van die skole. En môre gaan hulle eers na Gold Reef City toe voordat hulle terugkom. Jy weet, Barry vat my mos nooit nêrens sien nie. Hy sê dis onnodig, want die TV bring alles wat jy wil sien tot in jou voorhuis. Hendrik boer ook deesdae so voor die TV. Veral nou moet hy die sport en nog maar sport. Ja, presies. En wat dink jy van daai Amerikaners wat met helmets rugby speel en oue stekker wat nie eens die bal het nie? Dis stupid, man. Ag, dis nie sport nie, man, is net 'n bekleierery. Ek raak so vies, ek sit sommer die TV af. Ek gaan kyk hoe 'n hoender in die rondte draai in my microwave. Weet jy? Wag man, ek het nie tyd vir dit nie. Ek moet nou gaan, ek het kos in die oond. Barry se suster en haar man en daai 3 onhebbelike seuns van hulle kom vanaand by ons eet. Betty? Is dit daai skoonsister wat by die myne in die behuisingsafdeling werk? Ja, Ella. En jy weet daai seuns van haar 'n behoorlike gat dwars deur jou spenskap. Betty, ek het jou al gevra. Maar kan sy nie iets doen dat my Neil se huis kry nie? Jy weet hy wag al amper 'n jaar. En is nie lekker met 'n baba in 'n woonstel nie. Jy weet Ella het laas gesê, sy sal die stapel aansoeke laat val en na hulle leer heel bo op sit. Ja. En sy het weer optel. Is nogal lekker, nee. Ja, ek sal vra weer vra. Bye. Bye. Hy is laat. As iets met hom op die pad gebeur, kry ek stype. Oups is altyd laat op 'n Vrydag, ma. Ek praat van Benny. En oupa maak my vies. Hy het beloof om hier te wees as Benny kom. Daar het sy kar weer gaan staan. Voor die hotel, ja. Old habits die hard. Niels, kom saam met my garage toe, ek hier 'n ou spreekant van my gaan wys. Hendrik, moet tog nou asseblief nie weer verf op daai broek kry nie. Ons gaan net kyk. Mans, hulle kan ure sit en wag by die viswaters. Maar hier by die huis het hulle rooi mure. Ek gaan net gou klaar maak. Jolanda, kom sit 'n bietjie handjie by my die slaai. Okay, ma. Hy slaap. Jy weet, ek het al gehoor dat oukie snaakse goed van die grens af terugbring, maar jy vat die koek. En soos ek jou ken, weet jy nie eers wie die ma is nie. Oupa, maar dis nie myne nie. En dis nog erger. Maar oupa verstaan verkeerd, daar's dan nie eers meisies op die grens nie. And I thought it couldn't get worse. Sis man. Oupa? Boetie gaan border toe is nie 'n patch op Benny kom huis toe nie, né? Ma, Benny is hier. Benny. Oh, my baby. Ek is so bly jy's veilig terug. Staan dat ek sien hoe lyk jy. Ag, Maar lig maar dieselfde maar. my kind, jy's nou 'n man. That's no lie. Welkom, Benny. Oupa. Hallo Benny. Hallo pa. Welkom man. Dankie pa. How's dit grenswagter? Hoe's dit? Check. Grenswagter. Huh, hy was 'n kok. En Ami Maat is on its stomach. Ran eerder met die kos wat hy gemaak het. In die geskiedenis van die army was daar nog nooit so baie Jippo guts nie. Jy het my daarom groot laat skrik met Jolly se baby, né? Oupa, die army is daarom nie so lekker.
Ek is net bly jy's veilig terug. Dis so lekker om my familie weer by my te hê. Ai, wil jy nie nog iets eet nie, Benny? Maar Jenny en ek het genoeg. Ons moet 'n bietjie kleur terugkry in jou wange, my kind. Wat gaan jy nou doen, Benny? Los die kind dat hy nou eers behoorlik by die huis kom. Al wat hy nou moet doen is rus, eet en ontspan, hè? So seker moet gaan werk, pa. Later, jy gaan nou eers 'n bietjie vakansie hou hier by die huis. Ek bedoel eintlik later. Jy eendag iets in gedagte vir later. Ja, ek het gedink dit sou lekker wees om na by die see te gaan werk, pa. By die see. Ons ook Niels het nou net aansoek. Hey! Wat is dit? Aansoek waar? Maar as net sekere mense kan niks vir hulle self hou nie, ma. Ek het nog net aansoek gedoen, ek het nog nie 'n job gekry nie. Aansoek waar? Sorry, Poeksie, dit het net uitgeglip. Sien nou tyd vir poeksie dinges nie. Jy gesê my maale gaan die helm wees. By die see. Wat gaan hier aan? Aansoek waar? Dis net daar's 'n job by Margate, ma. Maak dit. Maak dit by die see. Ons het net gedink, hoekom moet Niels hier werk as hy dieselfde werk daar kan doen? Dis tog baie lekkerder by die see. Ek kan in die oggende vir Hendrikie strand toe vat. Daar's baie meer om te doen. Niels kan na werk gaan visvang of self surf. Ja. My beroep is internasionaal, ek kan dit enige plek doen. Diesel is oral. En of ek nou 'n mechanic hier is of daai job lê dieselfde. Die omgewing is net beter. En die geld? Dis 'n bietjie minder. Maar dan is ons by die see. Ek kan nog steeds Saterdagoggende daar by 'n hairdresser gaan werk vir so ietsie ekstra. Vakansie by die see. Ek dink julle moet dit vat. Dan kan ek my vakansies en sommer my lang naweke ook daar by julle kom deurbring. Ja, en Male kan ook. Die werk. Het hulle behuising? Hoe lank wag ons al vir 'n huis hier, pa? Ons sit nog steeds in 'n flat. So die job gee nie behuising nie, né? Wat ons hier kry kan jy nie eintlik behuising noem nie. Eerder beflatting. Weet jou pa lief? Nee pa, my pa sal die Bobbejaan-stype kry as ek hom daarvan moet sê. Ek is ook lus en kry dit. Ai. Ek verstaan nog glad nie wat hier aangaan nie. Jy is skaars terug en nou wil jy alweer weg see toe. En julle twee wil wegtrek na 'n werk wat minder betaal, waar julle julle eie blyplek moet kry en waar julle niemand ken nie. Soos dit vir my lyk, wil julle net almal wegtrek om weg van my af te wees. Ek wil nie weggaan nie, maar ek wil dit nie in die myn werk nie. Hier is ander werke ook hier, Benny. Jy was te lank weg. Jy het verander. En jy het 'n skroef los om jou familie hier te wil wegsleep. Ja. Nee, jy was te lank in die bos. Ons sal weer later praat as jy beter voel. En julle tweeetjies. Een van die dae kry julle 'n huis hier, dan kan julle in luxury lewe. En soos dit is, jy weet, hoef jou vrou nooit te kook nie, want julle eet in elk geval elke aand hierso. Maar nee, julle twee geniusse wil gaan, vakansie by die see, gaan sukkel by die see, ja. Ag nee maar. Kom Niels. Daan het ons nog nie gedink nie. Hey, waar gaan ons eet? Ek kan kook. Elke aand. Ja. Hoeveel meer groceries sal ons moet koop? Niels vat my flat toe. Gaan dink mooi voor jy besluit. Want die see is 'n plek waar mense gaan vakansie hou. Jy sê nie daar so lekker kan leef soos hier nie. Dis ons lewe. Ons sal self daaroor besluit. Maar as jy seker jy wil self kook ook. Kom! Goodbye. Ek gaan nooit eendag trou nie. Daardie twee het nou net alles kom bevoeter. Ja, daai twee het boggerol tussen die ore. En jy skaars hier of jy wil alweer weg. Ek wil nie weg nie, ma. Ek is nog jonk en ongetroud. Daar's interessante dinge in die lewe om te doen. En dis hoekom ek aansoek gedoen het vir die werk by die weerbureau, ma. Die weerbureau, maar dis in Pretoria. Ja, die hoofkantoor is daar, maar ek het aansoek gedoen by een van die weerstasies, ma. Nou by die see. Ja. Ja. Marion Eiland. Marion Eiland! Marion Eiland!
Eers Margate en nou oor see. My vakansiemoontlikhede word al hoe beter. Maar eers stukkie van die hitte op die grens en nou wil jy bibber van die koue op 'n eiland. Wat is fout met my kinders dat hulle almal wil weghardloop van die huis af? Ag nee Maggie, daar's niks fout nie. Dis maar wat gebeur as 'n mens se kinders groot word. Ja, maar. Ag, Benny. Jy word heeltemal te groot. Hallo Betty, waar's jou soldaat? Ag jong, die kind het vir hom gaan klere koop. Amper al sy ou klere is te klein vir hom. Shame. En hoe voel dit om hom weer terug te hê? Verlig, maar nie vir lank nie. Hy gaan Marion Eiland toe. Wat wil hy land uit? Nee man, hy wil saam met die weerspan. O ja, ek het al in die weerprogram gesien op die TV. Dis mos daar waar die koue fronte vandaan kom. En nou wil die kind soontoe. Weet jy, my kinders maak my oud. Jong, as ons ook nou nie kinders en 'n man gehad het nie, het ons ook maar niks gehad om oor te worry of om mee te beklei nie. Seker. Sê my, is daar fout met jou Niels en sy vrou? Nee, hoekom? Nee, ek het toevallig gestaan by die venster uitgekyk en toe sien ek net hulle storm hier uit en dit het gelyk asof sy hom tot in die kar gestry het. Nee, ek weet nie hoor. Ons meng nie in hulle besigheid nie. Dit gebeur maar seker dat alle jong paartjies een of ander tyd stryk kry. Ouer paartjies ook net meer dikwels. Anyway, man, ek het goeie nuus vir jou. Ja. Ella sê jou Niels sal seker volgende week hoor. Hulle aansoek is goedgekeur. Hulle gaan een van daai nuwe Spanish taalhuise kry, hierso naby die golfbaan. Ag, is sulke pragtige huisies. Ja, en dan sal hulle ook soveel nader aan julle. Is jy alright? Ag, wie ek wil ook mos al die dae so goeie nuus kry. Dankie, Betty. Ek dacht ek kom maak nou net jou dag. Bye, ek het 'n koek in die oond. En nou? Betty was nou net nie. Ja, sy maak my ook baie keer so moedeloos dat ek wil huil. Ag nee man. Sy sê haar skoonsister Ella sê Ouboet se aansoek is goedgekeur. Hulle kry een van daai Spanish huise daaronder. En nou wil hulle 'n vuil flat in Margate gaan bly. Toe maar. Die Ouboet moet sy kop laat lees. Ja. Maar ek sal met hom gaan praat. Hy is nie te oud vir 'n paar klappe nie. Luister. Ek is in die garage as jy my soek. En sê vir Benny as hy hier aankom by my daarna toe kom, ek het nog nie met hom gesels. Ek ook nie. Goed. Na jou, okay? Ora. Is sulke pragtige ou Spanish huisies. Hendrik, wat 'n rubbish is dit? Rubbish. Dis 'n lamp. Hey, hier is Barno. Nee man, ek praat aan hierdie ding met daai meisiekind van my en hy laat jy weer in hulle kop het. Ek dink dat hulle wil see toe trek. Nee, my vrou is so opset man, sy is vanmôre weer tranquilizers man. Omdat hulle wil maak toe gaan. Nee, hierdie dartklap van ons wat 'n party gehad het man. Jy is vanmôre al 3 by die huis gekom. Nee. Ja, en hierdie twak van die kinders het dit net vererger. Ek het skoene kop se wie. Van die party. Nee, met die kinders. Oh, Ja, hy laat die van jou so dan so teen mekaar. Wie? Hy kan nie vra hier wat het ek so en wat hoe gaan jy 'n ander kan vra doen? dis deur mekaar. Daai meisiekind van jou is net so deur mekaar. Dis sy wat op die strand wil gaan lê. Kyk. Net nie weet doen wat ons op die troue gedoen het nie. Nou nog moet ek dit meneer. Maar let's face it, hulle verdien mekaar uit. Ja, nee, dis moet ek toegee. Nou wat gaan ons doen? Ons kan nie vir hulle besluit. Hoekom nie? Hulle kan dit self doen. Ja, miskien is jy reg. Jy weet dit is nie maklik om 'n ouer te wees. Jy sien hoe jou kind sy kop gaan staan. Jy waarsku hom. En dan moet jy staan en toe kyk hoe hy sy kop staan. En dan moet jy nog by wees om te troos op. Nou, hoe dan?
Gewonder, jou laat jy so stupid, jy het op te veel sy kop laat staan. Wie stupid? Jy kan nie sê hy stupid nie, ek sien hulle is... Wag, voor julle verder onderhandel. Ouboet en Jolande het iets om vir julle te sê. Toe Boeksie. Ons is sorry as ons Paal en Paal laat worry het. Ons trek nie meer see toe nie. Maar ons trek in die flat uit, die man het ons 'n huis gegee. Is dit, waar? Net nie daar boe naby daai klomp vel vir joetjies nie. Nee, pas een van die nuwe Spanish-style huise sommer hier naby. Ek is bly. Ek het gedink as julle hoor van die huis, julle van besluit verander. Nee, Pa, ons het voor dit al besluit. Ek het nie die job gekry nie. Nou weet ek nie wat dat vir Molly sê nie. Sy gaat nou eers omgekrap wees. Maar ek dog dan sy wil nie hê die kinders moet wegtrek. Nee, daaroor gaan sy bly wees, maar ons het ook al self lang oog op een van daai Spanish huise. Hallo Billy. Hey, is dit Sarge? Right, want dit lyk my jy's gewond. Is nou nie jy's iets sommer huis toe te skryf nie. Maar woes gegaan in daai bus, hè? Lyk my hessepleister is al die pad in die bus afgevry tot op jou neus. Oupa. Hallo? Hey, gaan jy nou vir ons sê daar's 'n pysie onder die pleisters of gaan ons die waarheid hoor? Ek sal settle vir 'n pysie. En jy baklei. Maar meneer Spies het ons klaar op slag gegee. Hy en Koert het baklei. Ek dacht dan Koert is jou pel. As mense eers met jou pel kan baklei nie, met wie kan mens dan? Mens kan jou ook nêrens stuur. Hendrik, ek hoop jy gaan met hom praat. Nee, voel is nou al wat gaat help. Waaroor julle beklei? Koert het handsyne gegooi vir die mense wat verby die bus gery het, Pa. En toe die een om die bus stop, toe sê Koert vir meneer dat dit net ek was. En toe beklei jy. Ja, Pa, maar Koert het eers teruggeslaan. En ons het klaar 'n pak slag gehad by meneer Spies. Hy het goeie rede gehad. Ek het nie so gedink nie. Wimpie maat jou nie so groot gemaak nie. En wat van gisterand? Jy het toe ook 'n pak slaag gehad. Wat? Maar ek en Koert het net so 'n bietjie afgedwaal. Ballet is so boring. Ek en hy het maar net so 'n bietjie stoei gaan kyk is al. Wat? En toe kry jy pak omdat jy stoei gaan kyk het in plaas van ballet. Hendrik, as ek jy is, dan gaan stoei ek met daai onnie. Geen wonder daar so baie sissies nie. Presies, oupa. En dis hoe ons gevang was. Meneer Spies was ook by die stoei en toe sien hy ons daar. Wat? Jy kry 'n pak slaag en dit terwyl die meneer self weggeglip het by die ballet om te gaan stoei kyk. Ja, Pa. Wag, voor pa kant kies, vra eers vir hom waar het hy stoei gaan kyk. Hest, dit het niks met jou te doen nie, okay? Ek was verkeerd en ek het 'n pak gehad. Ek's jammer. Sorry, end of story. Hendrik, hierdie kind sleep ons naam in die modder. Hoe weet ma van die modder? Hey. Waar was hierdie stoei? In 'n restaurant. Mens eet en kyk stoei. Fanny's Kitchen. Die stoeiers, was dit mans of meisies? Meisies, maar hulle was baie rof. Wimpie, waar het hulle gestoei? In 'n kruit. Amper so iets. En daar was nie dalk modder ook in die kruit nie. So bietjie. Wimpie, ek het jou nie so groot gemaak nie. En ek is lus en trek jou basvel Nee, af. wag nou, Pa, ek het my les geleer. Dis nie al wat jy geleer het nie. Ek sal dit nooit weer doen nie, ek beloof. Ja, dit het ek ook al gehoor. Wat sê jy die naam van 'n restaurant nou weer? Dalk soek hulle 'n kok of iets. Vir wat? Om modderkoekies te bak.